Geliefdes, goeienaand. Wat 'n voorreg is dit om u te groet. Amen. Dit is altyd lekker om met u op hierdie platform te praat. Ek het nou gedink, nee, ek gaan nou nie vandag weer op hierdie platform kom nie, maar my assignment is vas. En ja, ek moet vanaand met iemand praat wat miskien uitroep na hulp, iemand wie in 'n probleem sit, iemand wat mismoedig is. Dit is inderdaad waarvoor hierdie platform daar is. Word of encouragement. Ons almal experience nie dieselfde favor, dieselfde seëninge en ook dieselfde jy weet, verlossing nie. Nee, ons experience hierdie, ons ondervind dit verskillend. En dis waarom dit so belangrik is om net dit te hanteer en of nie te hanteer nie, maar te vat wat van jou tot van toepassing is. Ons het nou vandag wonderlik verkeer in God se huis. Gisteraand was 'n geseënde aand by die ordeining en op vanaand het apostel Brouwers weer die aarde geskit met sy woord. Amen. En jy weet, Perel, kom ek sê so, Perel het hierdie woord nodig. Perel het die Here nodig. Beter nog, die Weskaap het die Here nodig. Ek sit in die kerk en opnuut kom die ding by my. Ons in die Perel het nou nog nie sulke, ja, so hier en daar kry ons die wrede aanvalle en hierdie gevoellose, jy weet, kriminele wat ons mense seermaak en al die en sommige doodmaak. Maar in die Weskaap gaan dit nog erger. Nou, ek sit in die kerk en ek dink, kyk hoe kragtig preek apostel Brouwers nou. Hy preek lekker. En die Big Five is ook in die Kaap en die vyand is los in die Kaap. Jy kan dit nie glo nie. Met al hierdie kragtige predikers wat in die Kaap woon, dat die vyand rumoer in die Kaap. Hy maak dood so voor die son. Die vyand bang nie vir hierdie Big Fives nie. Die vyand het hy's niks gepla. Jy hou maar kerk in jou kerk en ons roel die buitewêreld. Nou ja, dis tyd dat die kerk buite moet kom. Tyd moet dat die kerk sigbaar moet raak. Dis tyd dat die kerk aktief moet word. Dit kan nie wees dat die vyand net doen en maak wat hy wil nie. Kom ek sê gou vir u dit, dat die vyand, hy is in die huis van die Here en die vyand roel die buitewêreld. Hy maak net dood. Hy gee nie om wie dit is nie. Maar ons moet by die Here bly. Ons moet by die Here skuil. Ons moet die Here dien. Nou ja, ons het 'n geseënde tyd gehad in God se huis. Dit was maar nooit 'n sent in die emmer met al hierdie groot predikers in die Weskaap of in die Kaapse vlakte. Skoon. As die vyand besig om dood te maak en hy gee nie om nie. Miskien moet ons die norm verander. Miskien moet ons buite die kerk begin 'n kerk hou. Miskien moet ons in die rooi areas ingaan en die naam van die Here daar groot maak. Dit is miskien wat moet gebeur, want ons is soos groot kerkgangers. Ons gaan Sondag kerk toe, ons gaan Woensdag kerk toe, ons groot kerke gaan so, die ortodokse kerke. En dan kom hulle maar net weer huis toe en dan gebeur daar niks verder nie. Maar die kerk van die Here is veronderstel om sigbaar te wees buite. En dit is wat nou nie gebeur nie. Dis kom die vyand doen en maak net wat hy wil en hy gee nie om nie. Maar ek het vanaand gekom hierdie aand af te sluit. En Dawid noem die ding in Psalm 26 vers 2, hy sê, toets my,
Here, en beproef my, keer my niere en my hart. Hy sê, toets my, Here, en beproef my, keer my niere en my hart. Dan sê hy, die volgende teks in die 3de vers, want u goederentierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid. Geliefdes, dit is waar ons moet wandel, in die waarheid. Wie is die vraag, is die waarheid? Die Here kom hier in Johannes 14, van vers 6, sê hy die volgende, hy sê, ek is die waarheid, ek in hoofletter verwys na God. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. In ander woorde, as ons, jy weet, as die skrif hier verwys na die waarheid, Dawid praat hiervan, hy sê, want u goederentierend is voor my oë, en ek wandel in u waarheid. Verskoon, wanneer Dawid hierdie woorde uiter, verwys hy na God. Want die enigste waarheid is die Here. Amen. Geliefdes, laat ons hierdie week ingaan. Verskoon, die vyand is losgelaat, ons weet dit. Maar moenie laat die vyand jou gebedslewe steel nie. Moenie laat die vyand jou lewe dikteer nie. Moenie laat die vyand jou vir jou bepaal hoe jou dag moet wees nie. Nee. As jou dag begin, dan sê jy, good morning Jesus. Begin die dag, good morning Jesus. En dan as die dag, soos die dag aangaan, dan sê jy, good afternoon Jesus. Wanneer jy by die huis kom, dan sê jy, good evening Jesus. Moenie toelaat dat die vyand jou dag dikteer nie. Jy is in beheer, want jy is meer as oorwinnaar. Gister gehoor, dit gaan nie oor iemand anders nie, dit gaan oor jou. Jy bepaal. Dis wat jy toelaat in jou lewe, en dis wat ek nie gaan toelaat in my lewe nie. Dis waarom Dawid vanaand met ons praat. Hy sê, toets my Here, en beproef my, keer my niere en my hart. Daar's 'n ander teks wat sê, hy is die toetser van die niere, en hy is die kenner van die hart. Ons moet nie toelaat dat die vyand ons lewe dikteer nie. Ja, jy bly miskien nou nie in 'n lekker area nie. En enige tyd word jy weet, sommer gou van jou liefde of van jou bekering af weggelok. Want die vyand het beloof, waar die Here gaan opbou, gaan hy afbreek. So sy mandaat in hierdie wêreld is om af te breek. Maar luister hierso, moenie die vyand sy sin gee nie. Staan op en sê, Here, u goederentierenheid is op my. En is voor my oë, en ek wandel in u waarheid. Dan dink ek, ek dink eers nie, dan weet ek dat die Here gaan aan ons doen wat hy gesê het hy gaan doen. Weet jy, ons gaan elkeen gaan deur verskillende issues, ek myself. Ek sal my nooit uitsluit nie, want dis realiteit. Ons gaan deur verskriklike goed. En die feit dat jy deur issues gaan, sê nie, jy is vervloek nie, sê ek nie, jy is ongehoorsaam nie, nee. Die feit dat jy deur die issues gaan, is 'n manier waar deur God jou deur sekere goed laat gaan. Die Bybel sê, toets my, sekere toetse laat hy vir ons laat deurgaan.
Want weet jy wat? Dit is in daai stryd wat jy die Here se hand ervaar. Dit dwing jou in 'n mate om met God te praat. Dit dwing jou om sy goedheid en sy guns na te speur. Dit dwing jou om op hom te vertrou. Want weet jy wat? Die Here is baie duidelik wat hy sê, want ek wandel in die waarheid. So geliefdes, kom ons wandel in die waarheid. Wie is die waarheid weer eens? Jesus is. Hy is die waarheid. Hy is die weg en hy is die lewe. Weet jy? Hy is die enigste pad tot Christus. Ons gaan nie die pad kan jippou nie. Ons gaan nie sideways kan loop nie. Ons gaan nie by 'n sydeur kan ingaan nie. Nee, ons sal deur Jesus moet gaan, want hy is die deur vanaand. Mag die Here deur die woord seën. U wat nog nie die Here ken nie, weet jy, die apostel het gister gesê, ons moet nie die mense, jy weet, bang maak nie. Nee, in 'n mate moet ek op daai vrees moet ek verskil. Nie, ons maak niemand bang nie, maar ons moet vir jou net sê, ons lewe mos nie vir ewig nie. Ja, hy het gesê nou, hy gaan nie gou doodgaan nie, wat gaan hy daar maak? Nee, ons is nie in beheer van ons lewe nie. Die Here besluit self wanneer ons tyd moet aanbreek, en dis hoekom daai boodskap altyd duidelik moet deurkom. Ons lewe nie vir ewig nie, tyd is kort, en ons moet die dae uitkoop, sê die skrif, want dis boos. Ons moet die tyd uitkoop, want die dae is boos. Ons gaan nie vir ewig lewe nie. So wat jy nou doen, sê die woord, moet ons gou doen. Ons moet besig word. Ons moet die werk van die Here doen. So as jy nie Christus ken nie, time is short. Time doesn't wait. It doesn't stand still. Die enigste tyd wanneer tyd stil staan is wanneer die battery van 'n horlosie pap is. Maar hierdie tyd waar ons beloop en waar ons beweeg, staan nie stil nie. Koop die dae uit. Koop die tyd uit, want die dae is boos. Maak haas om jou God te ontmoet. Maak kennis met die Here en meen besigheid met hom. Want weet jy, hy is God met ons. Vanaand 'n wonderlike, jy weet, atmosfeer. Een van my skoolvriende in my oor kom fluister en wat wonderlik om hom te sien. Hy was 8 jaar oud toe speel hy in die Eisteddfort in Johannesburg, Richard Clayderman se songs, en hy is vandag 'n onderwyser, maar die goedheid van die Here straal uit sy gesig. Het nooit kon dink dat hy ook eendag sy hart vir die Here sou gee, terwyl sy mammy was gelowig geweest, maar die kinders loop ons maar hulle eie pad, en hy het teruggekom en na die Here toe gekom, en hy dien die Here. Amen. Maak nie saak wat jou status is, jy moet by die Here uitkom. Maak nie saak wat se pos jy beklee nie, jy moet by die Here uitkom. Dit maak nie saak waar jy dien, of jy in die parlement sit, en of jy 'n minister is, en of jy wie is, jy moet by God uitkom. Want elkeen gaan sy pakkie na die mark dra. Al hierdie accolades, al hierdie poste, al hierdie mooihede bly agter. En weet jy wat? Job sê naak het jy in die wêreld gekom, en naak sal jy ook teruggaan. Op mense nou vir jou klere aantrek as jy in die kus lê, maak jou nie dat jy gekleed is nie. Nee, naaktheid praat van, jy weet, van jou vleeslike, jou geestelike naaktheid, verskoon my, geestelike naaktheid. En dit is belangrik om te verstaan, dat jy, my liewe vriend, jy sal by God moet uitkom, want weet jy wat, ons sal verander in 'n oomblikse tyd. Wanneer ons, halleluja, sterwe, gaan ons siel uit, en dan trek die Here vir ons aan met 'n verheerlikte kleed. Amen. Jy gaan nie met hierdie klere, jy weet, na die Here toe gaan nie. Nee, jy gaan ook nie met, hulle kan maar vir jou hoe mooi aantrek wanneer jy in die kus lê. Nee, hy klere bly daar in die kus. Ons sal hy klere daar kry as ons die kus moet opgrawe, maar jy sal nie daar wees nie, jou siel sal nie daar wees nie. Amen. Daar sal 'n beenribbies wat daar lê, en met der tyd, soos wat die jare loop, sal jou beenrib ook in stof verander. So, weet jy wat, jou siel is wat by die Here gaan aanland, en die Here trek vir jou 'n verheerlikte kleed aan. So, maak haas om jou God te ontmoet. Tyd
staan nie stil nie. Jou naam, halleluja, is nog nie in die boek van die lewe nie. Maak seker dat hy in die boek kom. Maak seker, en die enigste manier hoe jou naam in die boek van die lewe gaan kom, is wanneer jy jou lewe aan die Here gaan gee. Die bal is in jou baan. Jy sal nou die bal moet terugspeel. Die vraag is, hoe gaan jy hom terugspeel? Hoe gaan jy terugspeel? Gaan jy hom met belydenis terugspeel? Of gaan jy hom terugspeel met 'n boodskap wat sê, nee, ek is nog nie gereed nie. Ek moet nog dit en dat en dat daai doen. Nee, ek is nog nie voorbereid nie. Ek het nog te veel van my lewe om te geniet. Luister, die tyd gaan vir jou laat word. So maak haas om by die Here uit te kom. Die Here seën sy woord vanaand. Die Here kry die lof en die Here kry die eer en die Here kry die aanbidding. Amen. Daar's 'n lied wat sê, only believe, all things are possible if you only believe. So glo God, glo sy woord, hy is die God van die eeue en hy alleen kan jou lewe radikaal verander. Die Here seën vir u, mooi aan verder. Amen.